Ons is besig met oes, die oes, en alles wat met oes gepaard gaan in ons lewe. En vanaand is nou die offers. Dit is 'n wesenlike deel, né? Die offers wat gebring is. Al die volkere in die ou nabye ooste, saam met Israel, al die volkere het offers gebring aan hulle gode. En 'n ongelooflike klomp, hoe groot hoeveelheid offers. Soos wat ek nou vir julle gesê het, oor die feeste, die verskillende feeste, die wat daai Bybel het, of as julle wil gaan Google, daar's agter in daai Bybeluitgawe, 83 vertaling, maar ek dink is ook in die nuwere vertalings, oor die oeste, die verskillende oeste wat gebring is. En dan na die Nuwe Testament toe word dan van die Ou Testament, daar word nou afskeid geneem van die meeste van die offers, maar dan word dit voortgesit in die Nuwe Testament. Onthou dat dit gegaan oor bloed, was die belangrikste. Daar was graanoffers, om dan nie te sê, wat kom nou daarby, maar bloed was die belangrikste. Bloed moes vloei vir sondes. Nou, dit was nie 'n stuk magic nie, né? Outomaties nou 'n dierslag en dan outomaties vergewe wees nie. Nee. Dit het gepaard gegaan met sekere sake dat jy berou het, gaan nou iets daaroor sê, maar die bloed. En die lam wat dan geoffer is, die belangrikste. Enige offer van 'n dier moes volmaak wees. Nie volmaak nie, wat sal ek dit nou noem? Sonder gebrek, dat is die woord wat ek sê. Sonder 'n gebrek. Want dis nou wat tipies mens het ook in daai tyd, het hulle afgeskeep. En hulle sou maar die ou krippel enetjie, of die een wat nie 'n agterpoot het nie, sou hulle maar probeer deur smokkel het by die priester. Nee, God se vereistes die beste, ek het dit al gesê, sover die beste bring. Ag, en die wat nie 'n lam kon bring nie, duiwe. Jesus se eie moeder Maria het toe sy om tempel toe gevat het, 2 duiwe gebring om te offer. Bloed, weet jy wat? Omdat in die bloed is die lewe. Dit was die hele gedagte, die lewe. En die bloed het die gode toegekom in die hele Ou Ooste by al die volkere. Met ander woorde, aan God. Levitikus het in die wet gehad, die bloed mag nie gedrink of geëet word nie. Daar was te veel rituele by alle volkere, wat by hulle offers en hulle tempelfeeste is bloed gedrink. En daar was verskriklike goed soos dit maar deesdae gaan in satanisme, waar bloed ook gedrink word deur die sataniste. Die bloed ook 'n rol speel. Israel is verbied. Dit het nou niks te doen met 'n lekker ramp of sirloin of wat so nie well done is nie. Anders kan jy maar net so dan een van jou rubber skoensole gaan kou, sal ek jou vir jou sê. Daai is nie, ons vandag al gepraat, ons manne, daai is nie regtig 'n klomp bloed nie, is water en proteïene en 'n klomp goedjies. Okay, maar nee, Israel mag nie die bloed gebruik het nie, daai dier moet uitbroei en die bloed het bloed. Die om te sê,
Die lewe kom van God, die lewe kom van God. En bloed is ook gesmeer aan sekere dele van die tempel in die binnekant. Nou aan die begin, toe daar nog nie 'n tempel gebou was, toe kon die gewone mense ook offers bring, maar die koning het ook geoffer. Later is dit verbied. Die koning mag nie geoffer. Nou kan jy verstaan dat in Psalm 110, dis 'n moeilike saak, maar daar word gepraat, daar sal die Messias, God sal iemand stuur, volgens die orde van Melchisedek. Aangees, het jy al gehoord van Melchisedek? Ek het in die Nuwe Testament 'n skripsie gedoen, hier in Stellenbosch oor Melchisedek. Ja, maar dis 'n willekeurige daai, as jy daaroor wil navorsing doen. In Genesis ontmoet hy van Abraham. Hy's 'n koning van Salem, die ou Jerusalem. En niemand weet waar hy vandaan kom. Wie sy ma en pa was nie. En hy kom en hy offer daar. En hy bid vir Abraham, my seun vir Abraham. En dan verdwyn hy net nie. En wanneer iemand in die ou tyd net op die toneel verskyn en daar niks oor sy voorgeslag of enigiets oor daai persoon gesê nie, dan dink hulle, dis 'n goddelike begrip, spesiaal, God aangestel, selfs met God wat daar verskyn. Koning, dit was die ideaal, 'n koning wat ook offer, dit is later gebied. Nou verwag hulle die een wat sal kom en dan weet ons mos, Jesus Christus, koning, en profeet van God, maar priester. Hy wat homself offer in die lam, en hy was sonder sonde. Hy was sonder sonde. As baie mense wat dink dat Jesus het tog sonde gehad, wat hy dan aan die kruis afgesterf het. Nee. Hy het ons eienskappe gedeel, menslike eienskappe. Hebreërs skryf dit ook, Hebreërs 4. Hy het die versoekings gehad, soos ons lees ons, hy het nie toegegaan. Hy is die volmaakte een, wat kom sonder geestelike gebrek, sondeloos. Dan het ek kwaad gevoel, want ons het deur die eeuwe, het ons maar in die kerk van die Here maar met snaakse skewe goed gekom, dat negatiewe emosies is allemaal sonde. As jy kwaad word, is het sonde. Nee, Paulus sê in Efesiërs, wanneer jy kwaad word, hy laat ruimte daarvoor, ons sê, Jesus het vir die regte saak kwaad word, moenie sonde doen nie. Maar genoeg nou dan. En dan, Jesus die lam van God. Jesus die lam van God. Mense het my al waar klein kindertjies by is, in 'n gesinsdiens, verwyd dat ek hierdie was. Dis wat gelyk. Die fotos of die tekeninge van Jesus, net so streep die bloed, hy is stikkend geslaan en gebaard. En daarom die nagmaal wat Jesus ingestel het, die rol wat die bloed speel, sy liggaam gebreek, die bloed, die brood, die wyn, bloed wat gevloei het. En daarom word in die Nuwe Testament, in alle eeue word die beeld gebruik van die Jesus' bloed wat ons reinig van alle sonde. Hoekom God het dit vereis? Wie betaal vir sonde? Wie moet betaal vir die sonde? Watter mens? Niemand is sonder sonde nie. Net iemand sonder sonde kan betaal. Jesus Christus. Daarom word hy geoffer. Dit het gegaan, offers, nie net dan die diere wat gebring is nie, maar as dit dan kom by Jesus ook, saam met dit die berou oor sonde, om
jammer te sê. Jy mag nie, jy kan nie sê, Jesus het vir my sonde aan die kruis gesterf, en dan voel jy nou net niks. Geen skuldgevoel oor die sonde. Dis juist wat die Heilige Gees kom doen het, om in ons berou te werk. Paulus skryf daar op een plek in sy briewe, een van die briewe aan die Korintiërs, dan sê hy, daar's mense daar in die gemeente, wel in baie van die gemeentes waar was, hulle berou lei nie tot droefheid nie. Droefheid beteken daar in die Grieks die traan. Hy sê daar's mense wat berou het, lei nie tot droefheid nie. En ons het die idioom, wat sê die idioom met ons? Krokodiltrane. Lang krokodiltrane, maar jy bedoel dit nie. So kom ons ondersoek ons. Kom ons ondersoek onsself weer in die tyd. As die Here, as die Gees jou oortuig, iets is nie net in die verstand. Goed, as jy op baie oomblik nie jammer voel, raak iets tog in jou iets op te werk van berou. Nou belangrijk, daar is mense wat emosioneel afgestomp is. Dit is 'n groot woord, emosionele assidosis. Hulle is nie in staat om emosie te voel of te wys. Baie. Ek het prediksie en almal is gesoete getaai, ek het daar staan, kan jy glo my hempels ongesteek, en 'n onderbaadjie wat Dina gemaak het, en ek breek myself soos ek is. Daai jare was ek nog aansienlik fiks, ek sou kon bungee jump van die toren maak, maar het was nou nie deel van die preek. Maar daar sit 'n oomie in die gemeente, maar hy het regtig sy gesig nie. Hy gluur my so. Dink die ou is nie lekker, maar om die hele ontstelling te doen, dat vir my. Na die tyd, kom die diaken in ons storie toe ons afsluit, en hy sê, oom Gerry wil jou net gou gesien, en hier kom die oom, sien ek kom deur die venster. Ek sê, baie dankie, ek gryp my Bybel, my kar se sleutels, dis uit, ek is daar na my kar toe. En weet jy die oom so vinnig by my kar uitgekom het, nie? Toe die kar start, klop aan die venster van die kar. Hallo oom, dominee, het is Gerry. En steek sy hand in, hy vat my hand, dis ek gehoor. Dis ja, jy moet maar verskoon dat ek so nors lyk, asof ek kwaad is vir jou. Ek kan nie voel regtig hê op my sien. Ek kan nie lag. Ek het Parkinsons. Dankie vir beoefen. Wow. Party mense, om watter rede ook, miskien gebruik jy medikasie wat jou afstomp, emosioneel afstomp. Maar verstaan die Here as jy sê, Here, ek voel die berou, trane nie, maar jy weet, ek sê, ek is verkeerd, maar oppas nie vals. Kan makkelijk in die huwelik ook nie. Het is jammer, want daar is min dinge wat so min of meer 'n vrou kalmeer. Soos, het is jammer. Jy gaan dit 'n paar keer soek. Jy sien dit by die pa. Jy sê, papa, ek is nou al amper 40 en ek het nou besluit ek gaan vrou. Het daar vir my 'n bietjie hard. So 'n bietjie huweliks iets van 'n ervaring of iets. En dan gaan sit en drink koffie. En sy seun, voor ons verder praat, moet jy net eers vir papa sê, jy is jammer. Waarvoor?
En sê dit nie so. Sy is baie jammer. Dan maar ek het nie. Ek het net gekeer gewees. Sê jy jammer. Of ek baie jammer. Jammer. Sê dit nie. Dan is jammer. Nou sê jy reg om te trou. Net gou vinnig, dit is 'n lyn wat ook weer gaan Nuwe Testament toe. Paulus praat van die arbeider is sy loon werd. Daar is ook om gesorg, dat is 'n tentmaker, wat beteken, hy het 'n letterlik tente gemaak, dis waar die naam nog vandag voorkom. Dominees wat op deeltydse werk het, ook in die kerk werk, maar die versorging van die geestelike leiers, die priesters, byvoorbeeld het uit die offers geëer, en hulle daar's vir hulle gesorg, die priesters en hulle gesinne, en dan in Filippense, ek gaan net in die vers lees, ja, ek kom nou in die Bybel, nie waar, dan sê ek ook dat, as julle het, dit wat julle my geskenk het, en vir my medewerker, dit is 'n offer, wat God aangenaam het, dit is hierdie saak, en in alle kerktradisies oor die wêreld, deur die eeue is dan gesê, sorg vir die geestelike leiers, sorg vir die mense wat die kerk in stand hou, maak nou nie saak wie op die perseel, die kerkkantoor, wat ook, maar net so terloops, dan kan God offer om vir God dankie te sê. Ons het nou al oor gepraat van fees en die offers wat gebring is, om te sê, Here, alles behoort aan U, en ek is bewus, Here God, dat U gee, is van U af, nie uit myself. Daarom is altyd vir my so mooi, wanneer iemand daar by padkafee, wanneer 'n vrou, ons het ook 'n sedaarse, die man en die vrou, ander gevat en gebruik. Dis my altyd mooi, erkenning in die openbare, teenoor God. Maar kom ons toets onsself ook in die punte tyd, jy weet, hoeveel dankbaarheid, jy raak my gepraat. Dan kyk maar weer die daar af. Ja, hierdie een, waarom moet ek aanhoudend gee, vra die ou dikwerk. En dan kom die stem, sekerlik van God af. Wanneer jy die dag ophou ontvang, kan jy ophou gee. Nice, né? Niemand, nie die armste bedelaar, sê ek nou vir julle, ontvang net niks. Gaan jy toets dit? Ergens het iemand vir hulle iets gegee. Ek loop ons raak in Heidelberg en vrouens, in 'n ellendige toestand. En baie keer die dankbaarheid wat jy by hulle kry. Nou ja, gaan hulle natuurlijk moet manipuleer om ietsie te gee, of ietsie vir hulle te koop. Maar die punt van net weer, God sal nooit ophou gee nie, en daarom gee ons hou ons nooit om offers te bring en so. Gee aan die armes, dis 'n onderwerp op sy eie, ek het al nie by julle gepreek oor dit, en ek het toe nie die saak hanteer, terwille van tyd, ek dink ek is 'n of ander tyd dit weer doen, kan ek vinnig noem, dis 'n baie moeilike ding. Moet nie gee, iemand wat nie deur klop, maatskaplike werkers en owerhede, wie ook al sê jy, moenie geld gee nie. En as iemand 'n treinkaart moet kry, vat die persoon koop die treinkaartjie en sorg dat die persoon op die trein kom. Nou die trein ry, waar jy vir die ou van die taxi. En so op stap die winkel in, as 'n ou op Heidelberg Spons. Meneer my iets nie, meneer, dat is my iets gegee. Meneer, nooit met my iets gegee nie. Oké, kan jy, mag nie sê, wat jy met kom gaan. Spons ek niks, kom dan. Jammer. En jy lieg vir my. En jy sê, jy sien die nou die dag ongegee by 2 klein.
maar jy sit tik op. En jy het nou die dag al het jy gesien, klein kindertjies, die groceries gesteel wat hulle vir hulle maas gaan koop. Nee meneer, dit is iemand anders daai, nee meneer. Dis gewonder toe daar by ons huis, oor die heining klim en hy kom daarin. En die volgende staan hy in kombuis, die gryp jy na so broodmes. En daai man laat gaan, maar hy hard. Hy dink daar oor hy hek. Ek hoor maar by Dina, my kater en die bediende. Hy so kruis en dwars op. Volgende oggend kry ek hom by die kant, by die apteek, op die tersiaar. Ek sit in my kar, die stadspos. Nee, meneer was amper dood gister. Ek sê, jy was amper dood. Mag ek toe lieg? Ek sê, my vrou het tot verlede jaar nog operations in Afrika gedoen, om mense te gaan uithaal. Jy speel nie jou lewe. Ja meneer, is meneer bang vir. Dat sê is, Thomas bang vir. Bid vir my sponsie, en ek rek. Dag, nee, wees besigtig, onthou mense kan bydra. Waarna gekyk word is dan vir alle Bybelberge. Nee, is ook nie waar ook al. Is daar nie ergens waar jy kan bydra en mense nog jou nagakking bewys. Want ongelukkigheid is net dat hulle wil nie daar, baie van hulle wil nie daar. Maar armes. Het gaan nou nie net met die relasie onder jou neus, kan dan mense hier geweldig swaar kry. Wat is net met offers wat jy bereid verklaar om te doen? Bereid om te bid vir mense, die offer bring en bereid om te doen. Offer was meer as geld, weet jy dan nie, meer as net geld. Nou, so klomp gedeeltes. 2 Korintiërs 2, vers 14 en 15. Hy praat hier, die beeld van ons is die wierook wat deur God gebrand word. Hy voer ons saam. Aan God die dag, vers 14, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Triomftog, die beeld kom in die ou tyd met die Romeinse owerheid en die soldate, waar al die volkere dit gehad, maar vir al die Romeine, dan kom hulle dan die vyand oorwin, hulle bind hulle, dan vat hulle deur die stad. Deur die stad, en dan word daar wierook gebrand. Massa wierook. En die mense wat dan, en dit is dan die offer aan die gode, om te sê, ons het die vyand oorwin. Die het ons gesprei die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Elke oorwinning wat jy behaal, is sonde of negativiteit. Is 'n offer. Openbaring praat van gelowiges se gebede wat offers is, maar gelowiges wat gesterk is. Omdat hulle vervolg is en doodgemaak is vir hulle geloof, offers aan God. Aangename veer. Dan in 2 Korintiërs 8, as jy nou die wonder oor die ding van Maleagi, oor die tiendes, bring jou tiendes, dis 'n goeie riglyn. Dis 'n goeie riglyn, die tiende wat aan nou die daler sê. 2 Korintiërs 8, die Nuwe Testament vat nie dit verder, die tiendes. Onthou hulle het tiendes van alles gegee, en 'n groot deel van haar geld het ook vir die koningshuis gegaan. Ek persoonlik wil nie regtig praat van tiendes nie, dis maar my persoonlike mening. Vir my is die riglyn eerder Nuwe Testament 2 Korintiërs 8, al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. Sien jy daar? So wat hulle blydskap uitdeel aan mense, nie net geld nie, hulle was ryk en oorvloedige vrygewigheid,
Hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Hulle moes geld nie vir 'n arm gemeente kry. Hulle het bo vermoë bygedra uit eie beweging. Niemand het hulle gedwing nie. Jy moet nie gedwing word. Aangedring, uit hulle eie gekom om te mag deel in liefdeswerk. Liefdeswerk, nee. Eers het hulle self aan die Here gegee. Romeine 12 vers 1. Gee julle self aan God as lewende offers. Eers jy aan God gee en toe aan ons. Met ander woorde, geoffer, om te sê, ons sal opoffer, ons sal gee. Vers 7, alles in oorvloed het, julle geloof, die gawe om julle woord te doen, kennis van God, onbeperkte ywer, ons liefde vir julle, wees dan ook in hierdie liefdeswerk oorvloedig. En dan vers 12, as die goeie wil daar is dat iemand gee, volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het. Baie van die charismatiese kerke beroof mense, dat hulle arm uitstap. Geld, 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 money, money, money. Ek bedoel nie dat jy 'n gebrek moet lei om ander te kan help. Nee. Jy is mooi vir jouself te vra of jy gebrek het, as jy iemand help. Dan moet ewewig wees, julle wat nou oorvloed het, moet die help wat gebrek lei. As hulle weer oorvloed het, en julle gebrek lei, kan hulle julle weer, ja, baie mense sal sê, dit klink soos 'n kommunistiese stelsel. As die kommunistiese stelsel in die regte hande was, het dit moontlik beter gebeur. Maar dit is nie dit. So, nou wil ek terugkom by die tiendes. Vir baie mense gaan dit net een wees. Vir baie mense is dit baie gerieflik om net 'n tiende te offer. Maar vir baie van daai mense, baie van hulle, kan meer gee as tiende. Hoor jy? Dan word God beloof. Maar jy moet nie gegee, want jy het soveel geld. Jy kan baie meer. Sommige mense kan maandeliks 30%, 40% gee. Dat er nog meer oorvloed is wat jy het. Dan hou ek nie van die tiende beginsel in die Ou Testament. En as ek praat van tiendes, dan bedoel ek dood eenvoudig baie. Maar en dan Filippense 4, waar Paulus dan nou sê, julle het vir my hierdie gegee en my onderhou, wonderlike liefdesgawe, haal ek maar so my eie woorde aan, en dan noem hy dit, ek het nou wel genoem, ook daar so waar hy sê, God sal al julle behoeftes voorsien, maar dit vir Paulus en die medewerkers ook gesorg en voorsien, dan sê hy, dit is 'n lieflike offer vir God, 'n aangename offer gee, wat aan God geoffer word om te gee. Filippense 2, vers 17 en 18, dis die laaste paar versies. Julle geloof is 'n offer. Wow, in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, jy weet ek gaan doodgemaak word, en dan gebruik ek in die Ou Testamentiese offers, die drankoffer wat so uitgegiet word, sê hy sal sy lewe moet offer vir Jesus. Hy sê, maar ons is almal saam bly, sien jy die blydskap, die lewe is 'n fees, offers, die blydskap. En jou geloof. 1 Petrus 2 vers 5, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees. En geestelike offers te bring. Later mag net die priesters offers te bring, in die tempel, en mense moes maar bring, en nou sê hy, nee, in Jesus Christus is ons almal priesters, die priesterkode. In die voetspore van Jesus, om geestelike offers te bring, en dan die laaste belangrike een vir my,
is Hebreërs 13 vers 15 laat ons dan onophoudelijk deur Jesus aan God 'n offer bring van lof. Dit wat net gebeur, ons saam. As dit 'n gebed is 'n offer. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Getuienis. Getuig dat Jesus Here is, wat hy vir jou gedoen het, is offers. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees. Sien jy daar, mededeelsaam, goed doen. Maar ek sal op watter manier goed doen? Dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Lof, lippe bely, goed doen, mededeelsaam. Wat is indifferent? Gee my 'n goeie Afrikaans, Mr. Indifferent. Mrs. Indifferent. Afrikaans indifferent. Nee, dis anglicisme. Ongeërg, dankie, ek het nie daar gedink. Om niks te voel, om maar, ek worry nie. Nou as julle sien, hoe mense dan verander. O ja, nog net sien. Dit nie almal hou van animasies. Ek is mal. En ek ook van musiek gebruik. Gisteraand sin, indien jy dit gemis het, was met die hare, ek het aan die begin gesê, jy kan jou so besig hou met jou hare en allerhande ander goed. Die hare is net 'n metafoor, 'n beeld vir jou so besig hou, dat jy nie fokus op die regte dinge nie, dat jy jou joy verloor. So, okay, right, ons sê. Clean the beach of so iets, nee, hy stel het lang. Hy is nou by slang toe. En iemand anders help om te leer om te offer. Jesus het sy hand aan die kruis laat vasslaan as 'n offer, hy as 'n offer. Al jou geestelike, fisiese, sosiale, liggaamlike, al jou hande uit jou sakke om die offers te bring.
Kom ons sluit af ons.